Estie, Antoine. welkom. Dis my eerste amptelike podcast wat ek gaan oplaai op die internet. So Dis opwindend. dit is opwindend, dis 'n groot storie. Ek is nogal, ek weet nie, op my senuwees. Ek veronderstel om te maak asof nee, dis niks. Doen dit elke dag. Well, ek's baie bevoorreg. Dankie dat ek jou eerste gas kan wees. Dis groots van jou. Ja, ons gaan 'n merk episode 1. So ek kry daai merkie by. Deel van geskiedenis, dis lekker. Ja, ons sal sien wat gebeur, maar ek het hierdie is een van daai groot bulte wat ek ten minste moet probeer klim. As jy hoor wat ek sê. Wat maak dat jy hierdie bult wil klim? Ek weet nie. Dis 'n interessante medium. Dis soos radio, maar jy kan kies wanneer jy wil luister en jy het nie 'n tydsbeperking op nie. Behalwe die volgende dag as iemand moet gaan werk dalk, so weet nie as jy lus om tot 6:00 môreoggend te kuier. Kom ons kyk hoe gaan dit. Maar kom ons kyk. Ons begin met water. So dis 'n goeie begin. Dis versengend warm. Dis baie warm en met almal sê net vir my hulle wil so graag hê dit met reën. So Ja. dit kom. Maar kom. dit Ons het gaan al weer- bietjie hierso, dit lekker gesous. Ons Ja. tuin is papnat, maar ons begin sommer al vroeg oor die weer praat. Wel ek hou van storms. Ek is mal oor 'n Nou vertel bietjie, want jy is dit daar waar jy groot geword het, is dit 'n plek waar dit baie gereën het? Ek het in die Gestorm het Laagveld nie, hè? gebly. Daar was heerlike Laagveld storms met die blitse. So dit maak my nie bang as ek die donder weer hoor nie. Dit is eintlik vir my opwindend en is vir my mooi. En toe het ek in Heidelberg gebly vir die grootste deel van my grootword jare. Die Suikerbosrand. So dit is vir my lekker om naby aan die natuur te wees. Belangrik. Heidelberg, as ek aan Heidelberg dink, dan dink ek aan groot beesboerdery. En ek dink aan die pad Vaaldam toe. Die alternatiewe roete. En mense ry gewoonlik so verby see toe, né? Op die N3. Ja. En ons die mooiste klipkerk. Dit is regtig 'n baken van die dorp en uit sy eie bekoring. Wat se impak maak dit op 'n mens as jy daar groot word en bly? Hoe lank het jy van watter ouderdom af? Is maar van so 14 af. So ons het gefantaseer oor winkelsentrums wat groot is en flieks. So dit was dit nie gaan dorp toe kom, maar dit het nie. so dit was nie 'n ding vir Heidelberg nie. Dit het gemaak dat jy meer lees en dat jy fietsry en dat jy partykeer niks het om te doen nie, wat ek dink fantasties is vir kreatiwiteit. Want deesdae word die hele konsep van om verveeld te wees is 'n negatiewe ding gesien, maar eintlik uit verveeldheid uit kom kreatiewe oomblikke en kreatiewe gedagtes. So jy leer om baie kreatief te kan gaan sit en dink en skepend wees. So ek dink dit het sy voordele. Baie skrywers ook, sal jy altyd hoor hulle sê hulle het in die Karoo groot geword of 'n afgeleë plattelandse dorpie. So daar was tyd. Of hulle trek so intoe vir die tyd. Of hulle trek so intoe vir die tyd, want ek dink dis die groot armoede van die tyd waarin ons is. Ons armoede is tyd. Ons is te besig. Ons het die lewe so maklik vir onsself gemaak met tegnologie, of so sê ons, maar ons het nog steeds nie vir onsself eintlik so meer tyd gemaak nie. Nee. En ons hoop kunsmatige intelligensie los daai probleem op, maar Dit gaan nie. nee, ons sal die masjiene nodig hê, maar ek wil voor ons nou voor ek is mal oor kunsmatige intelligensie, jy weet dit so. Ja. Die skrywers wat in die Karoo bly, sangers, akteurs, mense wat so intoe trek vir die tyd. Hulle trek daartoe want daar is niks om te doen nie. So daar is net 'n fokus op hoe jy kan bekostig om verveeld te wees. Ja, jy moet verveeld wees Ja. om te gaan sit met jouself. Ja. Want dit is ook 'n groot armoede. Neem ons nog tyd om net te gaan sit met onsself en te voel hoe jy voel en te beleef wat jy beleef as enkeling, as individu en nie net as in die kollektief nie. Ja. Ek dink is wat rokers so lekker reg kry. Is 'n sigaret is omtrent 7 minute as jy gaan rook.
Jy vat 7 minute uit 'n besige dag uit en jy gaan sit iewers op 'n gewone balkon want mense word verjaag uit kantore en goeders uit. Jy mag ons nou nie net enige plek rook nie. Ja. En dis eintlik, ek dink die rokers hou daarvan op 'n manier want jy moet ver gaan en jy moet soontoe stap. Dis 'n reis op sy eie in die mini. Leer ek En nou jy iets weet by nooit jou? wie jy daar gaan ontmoet nie. Ha, En daar is jy in die vars lug vir 7 minute plus die staptyd. En dit is 'n bietjie van 'n pouse. nou op- leer jy op my 'n die ding. jaag. Ek ken glad nie rookkultuur nie, so dankie dat jy nou vir Ek my het blootstel. ek het vriende wat uit noodsaak uit rook. Ek weet nie of jy dit weet nie. Dit gaan jy vir my moet verduidelik. 'n goeie boesemvriend van my is bipolêr. En die afhanklikheid van sigarette vir gemoed het na vore gekom tydens die pandemie toe hulle die sigarette weggevat het. Hoe baie mense het Onttrekkingssimptome. nie gehad. onttrekkingssimptome nie. Ek praat van mense wat dit nodig het vir ander, is meer 'n mediese rede. Want hulle kan nie drink nie, hulle kan nie al daai goeders werk teen die medisyne, maar die sigarette doen nie. En van die dokters sê vir die ouens, ek wens hulle kon dit voorskryf, maar ek het gesien hoe hy swaar getrek het in daai tyd waar hy nie net kon gaan sit en stil raak met 'n sigaret nie. Dan praat jy oor WhatsApp video call en goed. Dan is dit half terapie want die sigarette is in skaarste. Die ouens het natuurlik daai probleem opgelos binne 'n paar dae. Maar daai stilte, dis belangrik. Party mense kan dit nie net kry op hulle eie deur te gaan sit in die Karoo en te probeer skryf nie, want skryf is maar ook 'n vorm van 'n hoe sal hulle sê 'n vice. Ek dink Kry jy nie onttrekkingssimptome as jy nie skryf nie, Estie? Ek dink almal kan daardie stilte kry. Ek dink dit is deel van ons menswees. Ons het net te ver weg beweeg van die natuur af. Daar is hierdie Japaneese idee van Shinrin-yoku. Ek weet nie of jy al daarvan gehoor het nie. Dit is om te gaan bad in die natuur en te gaan loop in die natuur en dis 'n hele denkwyse op sy eie. En ek dink dit is wat nodig is. Dit is die armoede wat ons het, dat ons so gejaagd leef en onsself verloor in daardie proses. Ons het groenigheid nodig. Ek glo mens kan daai rustigheid kry sonder middele. Ek dink ons het baie afhanklik geraak van 'n manier om onsself gou tot kalmte te dwing, omdat ons so gejaagd leef. Daarmee sê ek glad nie mense wat medikasie moet neem of so, dat daar nie 'n ruimte is daarvoor en 'n behoefte is nie, allermins. Maar die gejaagdheid van ons kultuur kom voor in omtrent alles wat ons doen, selfs die musiek wat ek saamstel, die duurte van die snitte waarna ons luister, die skrywes moet korter wees. Mense lees minder 'n boek, hulle wil eerder luister want dit is vinniger. So ons hele kultuur het net versnel en ek dink is nodig om 'n bietjie terug te draai en onsself terug te wen. En dit is nie dis 'n doodnatuurlike ding om terug te kom by stilte. Dalk is dit die mens se aanpassing sedert ons nog baie primitief was, is maar redelik onlangs. Ja, ek dink daar So ons het raak jy nog dalk daai behoefte om want ek moet saam met jou stem as ons in die bos is of by die see of waar ook al as mense golf sien. Kyk, die see en golwe is met die mens van in riviere en water en berge en bosse is met ons al vandat ons die eerste horison beleef het, die sonsopkoms. Dink net hoe lekker slaap jy as jy met wit geraas gaan slaap. Ja. En dit is die see, dit klink soos die see. Ja. En Of reën of wat reën, ook al. Ja. reën. Het jy geweet die frekwensie van reën, die kleur daarvan is pink so terloops. Hoe bedoel jy die frekwensie, die kleur van die frekwensie? Van reën is pink.
As jy kyk na die Huh. frekwensies van klanke en so aan, dis net so 'n terloopse ding. Huh. Ja. Dis nou interessant. Okay. Maar dis nogal vir my 'n groot ding en dis iets wat ek in myself en in my eie lewe soek, meer stilte, Ja. meer tyd, en dat ons nie so status sal heg aan besig wees nie. Ja. Dit moet eintlik half aanvaarbaar wees om te sê, hoor jy, Ek doen niks. ek doen niks. Want ek het nodig om niks te doen nie, maar ons kan daaroor ook gesels want niks is nooit niks nie. Daar is nie so iets as niks. Soos die skildery wat ons het vandag by die radio daaroor gepraat. Ja. Dis vir my een van my gunsteling onderwerpe. En is jou gunsteling kunswerk toevallig? Jawel, want ek hou van die onderwerp niks. Ja. Want daar is nie so idee dat daar niks is nie. Die blote feit dat niks bestaan is nie niks nie. Ja. Die blote feit dat ek en jy kan praat oor niks maak dat niks bestaan. Ja. Ek weet nie of jy al daai eksperiment gehoor het of gelees het van die eksperiment wat hulle in die ruimte gedoen het in 'n vakuum nie. Nee? Ek praat nou onder korreksie, want ek het nog nie weer die artikel raak gelees sedert ek hom die eerste keer gekry. Ek het hom probeer soek nou. Die internet is nie vir altyd nie. Mense moet dit net onthou. Daar was 'n artikel gewees oor 'n studie wat hulle in die ruimte gedoen het oor die toets vir elemente binne in 'n vakuum. En dit is gedoen in die ruimte. Dis 'n Ja. NASA eksperiment gewees as ek dit nie mis het nie. Maar in 'n vakuum kry jy al die bekende elemente, jy kan hulle optel vir 'n oomblik. Vir sulke splitsekond, weet baie vinnige oomblikke verskyn die elemente in 'n vakuum. Jy kan hulle optel. Jy kan hulle optel dan is hulle nie Sien meer. jy, daar is dit So, is nie so iets soos niks ja. nie. Die ander lekker onderwerp, ek kan nou nie onthou waar die plek is nie, mense sal weet, maar jy weet daai vertrekke wat jy kry wat doodstil is. Anechoïse. Wat is die Afrikaans? Anechoic chamber? Wat is 'n chamber? Dis 'n kamer, kom ons noem dit nou maar die kamer Anechoïse kamer of 'n vertrek. Ja. van absolute stilte, maar Ja. hulle sê juist dit dryf mense tot raserny. As jy in daai vertrek moet gaan sit, want weer eens, daar is nie so iets so stilte nie. As jy regtig in daai stilte gaan sit, Ja. dan hoor mense hulle eie hart klop. Hoor die bloed in jou kop. Jy hoor die bloed in jou kop. Dis amper as Was jy al in? Was jy by die gedagtes- SAIC's in? Ja, ek was vir 'n ruk daar en ek dink ek was nie lank genoeg daar nie. Want die ordentlike ervaring is hulle met die ligte ook afsit. So Ja. dan moet jy heeltemal Ek jy sensories vir 'n ruk afsny. daar los. Ja. En dis nie baie lank nie. As jy gaan meet dan kom jy agter dit voel soos 'n baie lang tyd, maar jy En hulle sê die meeste mense Ja. in die stilste vertrek in die wêreld kan nie regtig baie lank daar sit nie. Dis vir hulle te veel. Ja. So selfs in stilte is daar nie stilte nie. Ja. Maar ons is op soek na stilte. En ons is Daar op soek is na stilte in stilte as jy nie daar is nie. Het 'n boom, maak 'n boom wat val in 'n woud 'n klank. As jy nie in die vertrek is nie, dan is daar stilte tegnies. Of maak jy materie geraas. dit gaan altyd 'n geraas maak. Dit doen, maar die heelal het 'n geraas. Jy's reg. Ja, die idee dat dis nogal 'n interessante konsep van die mens Ja. wees, nê? Dat ons dit wat gebeur buite ons teenwoordigheid nie altyd ag nie. En ek dink dit is ook 'n probleem wat ons het in die wêreld wat ons vandag het, waarom die natuur so lei. Want dit is vir ons baie moeilik om die nagevolge van klimaatsverandering en onverantwoordelike gebruike regtig Te verstaan, want die meganisme is te groot. en simpatie te hê daarmee, as jy nie direk daarmee gekonfronteer word nie. Want Ja. as jy nie in daai omte is nie, dan raak dit jou nie so nie, maar eintlik raak dit jou so direk. Maar dit sluit aan by wat jy nou gesê Ja. het, van die boom wat val in die woud. Dit gebeur. Die verskywings vind plaas. Daar's vir my so 'n aangrypende musiekvideo van een van my gunsteling Italiaanse komponiste, Ludovico Einaudi. Ja. Hy het jare terug dit opgeneem, wat hy sy vleuelklavier gaan vat het en hy het dit op 'n stuk ys in Antarktika gaan sit. Ek onthou so 'n beeld. Ja. Ja? Ek dink dit was, en dan terwyl hy so speel, hoor jy hoe breek die
Die ys. die Ja. gletsers en Ja. jy weet en hoe dit in die water val en dit op sigself met daardie stiltes en sy klavierspel met hom wat so op 'n stuk ys speel, het so stelling gemaak. En ek dink dis die stelling wat 'n mens maak, soos van Maar ek vind selfs dit moeilik om om simpatie, dit genereer nie simpatie by my nie, want onder normale omstandighede breek ys af en dit vorm weer en dit dit breek gaan af. meer oor die dit- simbolisme wat Nee, daarmee ek hoor die gepaard gaan. simboliek, maar ek soek daai, ek weet in my binneste is dat ons het 'n impak op die aarde. Dit kan nie anders wees nie. Maar dan herinner moeder natuur my dat sy het 'n groter invloed as wat ons ooit kan hê. Ek dink aan daai vulkane in IJsland. En die goed wat weet, dan kan mense nie vlieg met vliegtye nie. Vir maande. Op sekere dele, as jy nou daai rook trek ons nou sulke strepe, sulke kringe om die aarde. In sekere zones maak dit seker soos 'n skoorsteen. Ja, Maar dit is net as. En in daai band kan jy nie vlieg nie. So dit affekteer die lugverkeer en goeters, maar daar's meer besoedeling met een so vulkaniese uitbarsting as wat daar in 100 jaar, okay, ek gaan soek dit self op. As wat ons kan bydra op sekere tipes besoedeling natuurlik. Want as dit kom by ander tipe gasse is ons weer koning, weet ons het CO2 en al daai goeters en metaangas en al daai dinge. Ek is nie presies seker watter gasse die vulkane almal uitstoot nie, maar kyk dit is groot. wat die omte is en die presiese impak sal jy eerder met 'n klimatoloog moet gesels. Ja, maar die hier feit is nie 'n dat ons wetenskapprogram nie. die feit dat ons 'n impak het is so en ek dink dit gaan net oor meer bewustelik leef. Ja. Dit gaan Is jy oor- versigtig vir strooitjies, plastiekstrooitjies, papierstrooitjies, sulke goeters? Ek probeer wees, maar ek is nie iemand wat 100% altyd daarin slaag nie, want in ons verbruikerskultuur vergeet ek partykeer my sak by die huis en dan voel ek, hier vat ek alweer So jy 'n het 'n plastieksak. staalstrooitjie. Nee, ek het Nee. nie 'n staalstrootjie. Moet wat jy ek het jou sal- handsak by die huis vergeet? Wat staan binne dan? Nee, ek bedoel nou soos sê nou maar 'n materiaalsak vir jou inkopies. O ja. Ek vergeet hom ook partykeer by die huis. Ja, ja, Dan ja. dink ek, ai tog, nou moet ek 'n Jy moet net aanhou om my plastieksak. plastieksak oor en oor te gebruik tot hy op is. Ja, Dan mens voel 'n mens beter. Mens moet herwin, maar eintlik Ja. is die ideaal om dit nie te vergeet nie en my 'n materiaalsak saam te bring. Ek weet nie of jy dit beleef het nie. Jy's jonger as ek, maar toe ek klein was, het ons net glasbottels gehad. Die koeldrankbottels, alles was net glas. Melkbottels was glas en die winkelsakke was papiersakke. Ja, ons moet 'n bietjie teruggaan na daai tyd. Dit voel vir my asof ons daai tyd dalk 'n beter begrip of 'n greep op die wêreld gehad het as wat ons nou het. Plastiek het seker baie dinge vir ons geskep, maar plastiek het vir ons baie probleme ook geskep. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit te bestuur. Ja. Maar dit word ons nie ordentlik geleer op skool nie. Alhoewel ek onthou daar was wel 'n zip het in die Zibi toe ek klein was. Ek weet nie of jy die Zibi veld tog onthou nie. Nee, ek onthou hom glad nie, maar ek het vir myself gelag toe ek eendag by iemand 'n huis gehuur het en toe sê hulle en jy moet net altyd alles in die Ronnie sit. Die Ronnie sakke. En Ons het ek dit is ook, half- ja. Ek het geen idee wie Ronnie is nie. Dan vra ek haar, wie's Ronnie? en wanneer kom Ronnie? Dit het hulle vir jou mooi verduidelik. Ja. Ek het so, Vir die papier oplaai. ag, ek het so verleeg gevoel, maar ek het regtig daar gesit en gedink, wie op aarde is Ronnie? Ek moet net gaan uitvind. Maar dit beteken daar's 'n gaping in die Ronnie reklame. Want Ronnie toe hulle by ons die sakke afgegee het. Ja. Dit was die lekker ding is hulle het eers 'n briefie gelos. Hulle het ons 'n briefie gelos en toe sê jy ja, toe jy bel en sê jy ja en dan gooi hulle die sakke oor die muur. En dan gooi jy die sakke elke nou en dan gesit jy dit buite dat hulle dit kom oplaai. Dis 'n goeie kultuur om te hê. Die gekleurde asblikke ding, hulle doen dit oor see, dit kan hier Baie ook groot goed in wees. Nieu-Seeland ook toe ek daar besoek gelê Ja. of gekuier het so 'n paar jaar terug. Dit is so deel van die alledaagse en ek wens dit vir ons dat ons meer gerad word daarmee. Ja. Jy weet dat jy sommer weet daardie asblik is vir herwin, daardie asblik is vir die volgende en dit is hoe dit moet wees. Die Ja. plakkers is daar. Daar's nie eers vullis verwyderaars nie in die sin van hoe alles geautomatiseer is. Jy sit jou
drom net daarso in die straat en die masjien tel hom op. Ja, is 'n robot. Ja, ja. Gooi. Ek het nou die dag gesien, snaaks genoeg, is 'n video van so 'n robot wat 'n fout het. O ja. Dit was in Amerika gewees, ook een van daai wat outomaties die asblik optel. Ja. Maar toe sy meganisme stikkend en toe gaan hy te vinnig. So hy gaan op en hy gooi die asblik leeg en toe hy terugkom, toe gaan hy te vinnig af en toe verloor hy greep op die asblik. Toe trek die asblik seker so 20 meter en die interessante ding is hy land toe op sy wiele. Dis 'n oulike asblik daar. Hy gooi hom tot amper by die voordeur. Hy flap maaks. Dit was nogal iets om te sien. Maar okay, dit daar gelaat. My pa en sy vrou, hulle is nogal groot op herwinning. En is verbasend hoe goed hulle dit reg kry, want die rommel wat na die asgate toe gaan, hulle sit nie elke week die sak uit nie, maar die rommel wat na die herwinningsproses asgat toe gaan, is soos in miskien 2 inkopiesakke, miskien. En dit is soos in oor 2 of 3 weke. Ek bewonder dit. Ek wil graag soontoe werk. Ek wil graag so goed wees, so. Ja, hulle is verskriklik goed. Nee, regtig. Ja. Dit is hoe ons moet dink, want dit is 'n denkwyse. Ek dink vir my my ma was verskriklik naby aan die natuur. Sy het gereeld gaan stap in die natuur. Sy was op 'n stadium voorsitter van die DBV in Heidelberg. Okay. So daar 'n baie groot liefde van kleins af gekry vir diere en vir die omgewing en so meer. Ja. En ek dink dis waar die behoefte ook van geaardheid vandaan kom. Ja. Ek het so groot geword en op 'n sitrusplaas waar ons gebly het in die Laagveld was daar niks so lekker soos daai reën wat val nie en dan gaan jy met jou voete, kaal voete as kind en jy's in die slote water en jy is net buite. Ja. En ek wonder net hoe gebeur dit daarom nog gereeld, jy weet, gaan speel kinders in die reën. Sit speel in die reën binne in jou erf. Voete in die sloot of in die straat en net, jy weet, net wees. Ja. Ek dink nie daai vind jou maats in jou buurt ding is nie so groot deesdae nie. Ja, en jy kan ook nie met jou fiets ry tot laat in die straat of so nie, so daar's iets verlore daar. Daar's iets verlore. Maar ons is gelukkig my vrou se ouers, hulle het 'n plaas. O, dit so die is kinders ervaar dit. Ja. 'n Plaas is 'n modder natuur. Komtrensies. Ja. Is net dis goed vir die siel. Absoluut. Ja. Oor kunsmatige intelligensie, het jy al begin om dit te gebruik? Ek gebruik dit so nou en dan. Waarvoor? Dit help my nogal met vertaling. Is dat fantasties. Dis beter as gewone Google Translate. Aansienlik beter. Ja. Maar dit het nog steeds 'n oog nodig. Dit het nog steeds 'n kenner nodig. So dit kan die proses vir jou versnel. Ja. Vinniger maak, maar dit help my. Daar's 'n party wat ek sê, jy verstaan nou nie lekker nie, ChatGPT. Ja. Of jy kan vir hom sê probeer harder, dan is hy vreeslik nederig. Ek vra so groot om verskoning. Ja. Regtig? Ja. Hulle nog almal van hulle wat ek gebruik het, dis verskriklik nederig as jy sê hulle het 'n fout gemaak. Jy's doodreg. Ek is so jammer. Kom ons probeer weer. Ja, nee, ek dink dit het groot voordele wat dit vir ons inhou. Ja. So ek baie geïnteresseerd om te sien waar ons gaan wees oor 'n paar jaar, want ek dink soos met selfone. Kyk, ons het dit op ons selfoon, maar die koppelvlak is deur die internet na groot rekenaars iewers elders in die wêreld. So as jy op jou rekenaar intik of op jou selfoon, dan is die kunsmatige intelligensie is eintlik deur aan die ander kant in Amerika of in die wolk, sal hulle sê. Maar ek dink as hulle dit reg kry om 'n kunsmatige intelligensie, hulle sal seker die algoritme afkook, soos wat hulle met 'n Xbox doen. Ek weet nie of jy die Xbox Kinect al gespeel het nie. Nee. Waar jy moet beweeg. Jy beweeg het al dit gesien, maar nee, ek ja. Nou daai is 'n ek het dit nooit geweet nie. Dis 'n algoritme, is 'n kunsmatige intelligensie wat hulle in 'n laboratorium in Redmond het in Amerika. En hulle noem dit 'n oop algoritme, hy ontsluit. Hy kan groei, hy of sy, ek weet nie wat nie. Die meeste algoritmes noem hulle self is Alexa en Siri. Maar as hulle het vroue stemme, maar hulle sal nie sê wat hulle is nie. Daai kunsmatige intelligensie is oop.
so die algoritme kan blom en groter word en beter word en meer geoefen word. En dan wat hulle doen is, sodra hy 'n sekere vlak van perfeksie bereik, dan sluit hulle die algoritme. En dan sit hulle hom binne in jou Xbox. So daai algoritme is nou nie kunsmatige intelligensie soos hierdie groot taalmodelle nie, maar dis 'n vorm daarvan. Bly binne in daai Xbox. As jy 'n opdatering doen op jou Xbox of jou Sony PlayStation of wat ook al wat daai vermoë het vir beweging, daai algoritme is net 'n vasgeslote of jy kan maar dink aan dit as 'n foto of 'n video van daai kunsmatige intelligensie. Dis baie interessant. So as hulle dit kan regkry om hulle al sluit hulle net op jou foon te sit. Dat hy leef hier in jou foon en as jy jou foon af is hy nie daar nie. Is Hy is hy nie nog in die- regtig in nie die daar wolk nie? Wel, dit hang seker af van die argitektuur, maar jy hoor wat ek sê, Nee, as hulle dit regkry, dit sal interessant wees. Dit sal. As jy nie sein nodig het en internet nodig het nie om 'n ding te hê waarmee jy kan praat en te sê maak hierdie kalender aantekening of help my met hierdie frase, ek is nie seker oor dit nie en hy het al daai inligting. Ken Dis opwindend. Dis opwindend. Ja. So jy gebruik dit hoofsaaklik vir skryf en teks, nie om te skryf nie, om te korrigeer en Ja, te nee, vertaal. ek dink dis nogal belangrik om te sê as ek skryf is dit regtig my eie gedagtes. Dis maar net 'n Ja. vertaling eintlik meerendeels. Ja. Wat nogal nou meer akkuraat is. Nou ons het vandag gepraat oor daai kunswerk wat nie sigbaar is nie, so onsigbare kunswerk. Ja. Maar hy het dimensies. Soos in die kunstenaar het gesê, dis hoe groot die spasie moet wees waarin hy gestoor moet word, maar daar's niks. Wel, ja, daar's niks, maar iemand het nogal baie geld uitgehaal vir daai niks. Nee, ek verstaan dit, maar wat ek eintlik wil by uitkom is, hoe het jy op dit afgekom? O, dis 'n kunsbydrae van Dr. Louise Marie Kombrink. Ek bied wat's nie is klassiek aan. Ja. En dis een van die insetsels van die program. Ja. Sy kom altyd vorendag met baie interessante verwikkelinge in die kunswêreld. En dit was toe nou een van die onderwerpe die dag, 'n kunstenaar wat ek kan nou nie die bedrag onthou nie, maar dit is nogal 'n groot bedrag wat hy gekry het vir hierdie kunswerk wat bestaan uit niks nie. En die hele konsep gaan eintlik daaroor dat dis 'n konsentrasie van gedagtes op een plek. Hy sê die aanskouers van die kuns, almal wat na daardie hoek kyk en na die gedagte kyk, kondenseer amper saam daardie energie op een plek wat dit 'n kunswerk maak. Wat dit vir my baie dis my baie treffende gedagte. Ek dink nou nie ek sal duisende rande uithaal vir die kunswerk nie, want ek dink nogal jy kan hom self gaan skep by die huis. Daardie niks nie. Ja. Maar die gedagte dat jy jou verbeelding weer so aktiveer. Dat jy in jou huis 'n ruimte skep wat jy sê, wat wil ek daar sien? Wat sien ek in my verbeelding? Wat beslaan ruimte op in dit wat ek wil realiseer? En hoe is dit vir my moontlik om verby die idee te kyk van iets na niks? Want as jy nou iets daar in die hoek gaan sit aan te wand, dan is daar nie niks nie. Daar's gordyne, daar's 'n sitplek, daar's dalk teëls. Al is daar niks, is daar 'n oppervlak. So dis vir ons baie moeilik om in daardie gedagte wêreld in te beweeg om te sê, kom ek aktiveer my verbeelding. Want in die verbeelding lê daar soveel potensiaal. En dit is wat my opgewonde maak van hierdie konsepte, om te sê, kom ons sit jou net aan die dink oor niks. Want as kind was dit vir ons doodnormaal om te speel en toe. En toe gebeur dit. Ons het daar gespeel met niks. Ons het daar gespeel met ons gedagtes. Ja. Maar nou kom ek weer eens terug daarna dat die woord niks nie eintlik kan bestaan nie, want niks is nie niks nie. Maar goed, kom ons sê die gedagtewêreld, dis waarin mens beweeg. Ek dink dit sal ons baie goed doen as ons 'n ruimte skep in ons huis vir ons verbeelding. Skep 'n ruimte vir jou verbeelding, vir jou gedagtes en vir moontlikhede, want dit kan elke dag anders lyk. Dit is een van my gunsteling quotes, aanhalings uit Alice in Wonderland wat sê,
Dink aan 6 onmoontlike dinge voor ontbyt. Ek dink dit is 'n verskriklike goeie oefening wat ons kan inwerk in ons manier van leef en bestaan. Ja. Want dit is ook oplossing gedrewe vir dit wat jy dalk mee mag sukkel tans in jou lewe. Om te sit maar te sê, wat is moontlik? So, ek is 'n groot voorstander van daardie kunswerk. Ek gaan net my eie een skep, maar wat daardie kunstenaar reg gekry het, is om mense te laat dink. En dit is wat kuns ook is om jou aan die dink te laat sit, oor hoe ons die wêreld beskou, en wat kuns is. Nou kan jou volgende vraag aan my wees, is dit kuns? Jy gaan 2 verskillende antwoorde kry daarop, maak nie saak, dit gaan afhang van wie jy vra. Vir my is die blote feit dat iets my aan die dink gesit het, en my realiteit en my belewenis van die realiteit laat bevraagteken het, 'n geslaagde kunswerk. Maar dan kry mense nou iets soos, vandag was daar 'n kunswerk wat verkoop het vir wat, $4 miljoen, is 'n piesang teen 'n muur met 'n kleefband. Ek kan nou nie die bedrag onthou nie, maar dit was 'n groot bedrag, ja. Dis 'n stewige, ek sal eerlikwaar, werk in die 100 as ek daardie piesang wil besigtig, sal ek hom maar in my huis self opplak met... Die ou het hom geëet, ek het gaan oplees. Hy het besluit hy gaan hom eet, ja. Die ou wat hom gekoop het. Ja, maar goed, dis sy piesang, hy kan seker maar daarmee maak wat hy wil. Ja, ek neem aan die foto daarvan sal seker maar iewers teen die muur so groot. Maar dit kan nogal indrukwekkend wees as jy dit reg laat neem, die foto. Weet jy, jy's baie welkom. Ek het geen begeerte om 'n piesang teen my muur te gaan plak nie, maar as dit vir jou... As ek 100 hoeveel miljoen rand betaal daarvoor, dan soek ek daai foto teen die muur. As jy gaan opstaan in die oggende en dit gaan jou bly maak om te sien daar is 'n piesang met cellotape of iets teen jou muur vasgeplak, gaan vir goud. En ek is seker ons is nie die enigste mense op die planeet wat praat oor die piesang op die oomblik nie, want dit was wêreldnuus. Ja, dit was wêreldnuus gewees. So daai ou het 'n piesang geëet en hy is die enigste ou in die wêreld wat weet hoe proe daai piesang. So gepraat van kunsmatige intelligensie, 'n kunswerk wat ook nou onlangs verkoop het, was van Aida. Eerste robot wat haar kunswerk beskikbaar gestel het, en daarvoor is ook 'n groot bedrag uitgehaal. So ek dink ons leef in 'n geweldige interessante tyd wat ons idees van wat kuns is, van wat belangrik is, van wat die lewe is, van wat goed is vir ons van die moderne samelewing en wat nie goed is nie, op 'n baie akute manier moet ondersoek. En om aan te sluit by jou van wat jy vroeër gesê het, van die tegnologie het so vinnig ontwikkel. Ek dink nie ons het tyd om dit te verwerk nie. Ek dink nie ons menswees en ons wese is aldag gerad vir hoe vinnig dit ons lewens verander nie. En daarom is die groot bestanddeel en die groot armoede ons tekort aan rustig word, tyd en stilte. En vir mekaar te sê dat dit nodig is om dit te doen, om in die aande te gaan sit en lank net te kyk na 'n vuurtjie wat brand. Net vir die vuur te sit en kyk. Wanneer laas het 'n mens tyd gemaak om net dit te doen? Te luister na hoe die vuur knetter. En my gunsteling plek op aarde is op 'n rots by die see. En om net daar te sit en te luister. Kliptroon, Victoria Bay. Absoluut, dis my gelukkige plek, om net te sit en te luister na die see, en partykeer so lank te sit dat jy kan sien, ons besig patrone wat verander, die branders is besig om tot bedaring te kom, hier's nou 'n nuwe, en dan sit jy daar en dan sien jy 'n krappie wat na vore kom, of 'n klein visie vir die eerste keer daar naby, en jy word bewus van ander wêrelde. Jy word bewus van die feit dat jy baie ingesonke kan raak in jou identiteit, en net jou eie identiteit.
En om daar te gaan sit, word jy bewus van jou verantwoordelikheid teenoor dit om jou, en dat jy tog in wese so integrale deel is van die skepping om jou. En ons vergeet dit. En dis waar die term vandaan kom van om geaard te wees. Ons is nie baie geaard nie. Geaard is om jou voete net op die nat gras te gaan sit en bewus te wees van, hier is die aarde. Daar is 'n vlak hoër as dit. Raai ek. Hoe bedoel jy? As om jou voete in die grond te sit of in die seesand in die water. Daai is dis een van die mooiste tonele. Ek en Helga het onlangs weer City of Angels gekyk, waar die engele, hulle is in die oggend en die aand, as die son opkom en as hy sak, dan gaan luister hulle na die sonsopkoms of die son sak. Hulle gaan kyk het, hulle maak hulle oë toe, hulle luister na dit. Maar daar is iets, ek dink groter, en is nie vir baie van ons beskore nie, is hierdie ouens wat 'n geleentheid kry om buite die aarde met 'n vuurpyl op te gaan, of na die internasionale ruimtestasie toe, of hierdie waar hulle net 'n hop doen, gaan reguit op en dan kom hulle weer af, soos wat Jeff Bezos hulle doen van Amazon. Ek dink nie daai mense kom dieselfde terug nie. Ek dink dit moet hulle op 'n stadium tref. Ek weet Star Trek man, wat sy naam, die kaptein, ek weet nie of jy Jy is meer ingegrawe daar. Maar in elk geval, Ek dink nou net aan Spock, maar dit is nie Spock. Nee, William Shatner. Hoe kan ek hom vergeet? William Shatner was aangedaan en hy was so aangedaan en niemand agtergekom hy's aangedaan. Hy was besig om liries te raak en te filosofeer en Jeff Bezos pop net champagne en partytjies saam met die ander mense. En dan doen jouself 'n guns as jy 'n kans kry, gaan kyk daai video net nadat hulle teruggekom en dan fokus op William Shatner. Ek sal bietjie, ja. En dis iemand wat ek dink lewenservaring het om te klik wat hy nou net gesien het. En hoekom ek sê dis nie vir almal beskore nie, is as jy jou kop uitsteek soos 'n meerkat vir die eerste keer bo ons atmosfeer en jy sien die melkweg en alles ongefilterd. Daar's nie wolke in die pad nie, daar's nie blou lig of niks in die pad nie, daar's niks, dis net jy en miskien 'n stuk glas hier voor jou, of wat ook al hulle gebruik om venster te maak in daai tye. Jy kan jouself indink, jy besef, hier is groot goed hier om jou. Ja, dit wat jy sien, kan jy nie ongesiens verby laat gaan nie, en ek dink dit het 'n impak in jou hele wese van daardie belewenis van daar's 'n groot heelal daar buite. En ek wil daarbey aansluit, daardie belewenis van geaard wees is net so belangrik. Ja. Ek dink die grootsheid en die kleinsheid van wat ons beleef is ewe belangrik. Ja. Die klein ervarings wat ons het kan baie keer vir ons die grootste ervarings wees. En groot ervarings wat ons baie waarde aan heg hier, het nie noodwendig altyd so impak soos die klein ervaring nie. Maar as ons nou teruggaan na so belewenis om, jy weet, die aarde letterlik te sien en in die hemelruim te wees. Ek stem saam met jou, ek dink nie mense gaan nie verander daardeur nie, en miskien gee dit vir jou daai breër besef van dat jy regtig deel is van iets groots en dat jy klein is. En 'n nederigheid, maar ek sal nie kan sê nie, want ek het nou dit nog nie beleef nie, maar dis ook vir my hoekom dit belangrik is om die wêreld te sien, te reis as jy kan, om ander mense se kulture te beleef en plekke te sien. Dit gee jou net daai besef van groot en klein. Steek jou kop bo jou land uit. Op 'n manier, ja. Want dis jou huis, jou dorp, jou stad, jou land, ander lande, die aarde, en ek dink dan daar's seker nog 'n groter ervaring as net om jou kop al buite uit te steek. Maar dit vang my partykeer. Ek kyk baie op Roan Stein, dink ek, hy leef met sy kop heeltyd in daai deel van ons Roan Stein, Dr. Roan Stein.
Want hy het een keer het hy 'n gesprek met my gehad oor die donkerste plekke in Suid-Afrika. Is Ja, van die dis donkerste interessant. plekke in die wêreld. Dis Dus baie daar uit interessant. na die Kalahari toe. Maar jy moet maar gaan toestemming vra vir wie ook al se grond dit is en goeters, maar dis ek dink iets wat 'n mens moet doen. Is jy ek dink is darkskies.net of so iets, Ja? dan gaan soek jy dit, dan kry jy die donker plekke, hulle wys vir jou waar is die donker plekke om jou. En dan gaan soek jy dit. Nou toe ek groot geword het, was die wêreld nie so verlig soos wat dit nou is nie. En ek klink nou of ek verskriklik oud is, maar ek is nie. Dit is net die wêreld word groter en meer elektrisiteit en meer ligte en al die dinge in die stad word helder. Jy kan nie toe ek klein was, het jy nie nodig gehad om so ver te ry voordat jy die Melkweg ordentlik kon sien nie. Nou moet jy nogal 'n entjie woeker. Ja, ek het 'n baie interessante onderhoud gevoer met 'n klanklandskap kunstenaar 'n hele paar jaar terug. Ja, ja. Nou wat hy doen vir 'n lewe, Wag, sê dit weer. Klank, landskap. landskap kunstenaar. So wat hy doen is hy gaan na die mees ongerepte dele van die wêreld, in die woude in, en gaan neem die klank op. 360, daardie klank. En dan maak hy daardie klankbane wat jy dan na kan gaan luister by die huis. Maar hy het gesê dit raak vir hom toenemend moeilik. Hy moet regtig vroeg opstaan in die oggend en hy moet baie ver reis om nie iewers 'n vragmotor se klank op te tel of iets wat in die lug verbygaan of nie, want geraasbesoedeling het net so 'n groot probleem geword. So dit sluit nou nogal daarbey aan. Verseker. En dit laat my ook nou, ek het onlangs uitgevind dat die Grand Canyon het 6 geen vliegzones oor hom. Dis fantasties. Om daai gevoel Net daai stilte. daai stilte te bewaar. Sien jy, ek sê jou, Ja. stilte is die groot kommoditeit. Ja. En tyd. Tyd Ja. en stilte. En ironies genoeg is dit die basiese. So ons ontwikkel so in ons samelewing dat ons die basiese verloor Ja. van mens wees. En daarvoor moet ons baie versigtig wees. Ek is baie opgewonde oor wat tegnologie vir ons inhou en die moontlikhede wat dit skep, maar terselfdertyd moet ons nie ons menswees verloor nie. En menswees is eenvoud. Ja. Daar is nogal iets te sê om skorrelgoed te was. Die tyd te neem om skorrelgoed te was of self jou huis skoon te maak en so. Dis tyd wat jy spandeer in jou ruimte en jou omgewing. Ja. En al hierdie goeders, dis fisies met jou hande, né? Ja. Wat jy jou omgewing versorg. Ja. En dit word nie eintlik eers meer deel van ons verwysingsraamwerk nie, omdat tegnologie ons so help met alles. Ja. So ek dink dit gaan ekstra moeite verg om in eenvoud te leef in die tyd wat ons nou in beweeg, en ons gaan nodig hê om geaard te wees om al hierdie veranderinge op 'n gesonde manier te hanteer. Dit is hoekom ek borrels aangebring het hier by jou. Ja, baie dankie vir dit. Dit voel soos Kersfees. Ja, maar En as jy nou wonder wat sy van praat, sy praat van borrels, soos in daai wat jy blaas en blaas bubbles. ja, dis 'n Ja. geskenk vir julle en vir die kinders. Ja, dis wonderlik. Want Dankie. dis daai eenvoud. Mens moet teruggaan na jou kinderlike self en partykeer, ek doen dit na 'n stresvolle dag Ja. of so, sal ek net op my stoep gaan sit en letterlik borrels blaas. Ja. Want dit maak my gelukkig en Ja. ek sien hoe die son val, ek kyk na die kleure Ja. en vir 'n oomblik dink ek aan niks anders as daardie borrel nie. Ja. Selfs klei ook, as jy net met klei kan sit in jou hande en die reuk van klei. Ek het 'n boek gelees 'n hele paar jaar terug van Randy Pausch. Dit was The Last Lecture of die laaste lesing. Ja. Baie goeie boek. Wat hy eintlik wat hy net sê wat vir hom gehelp het as hierdie hoogs kreatiewe dosent, is hy het gesorg dat hy altyd vetkruid saam met hom dra in sy hempsak. Ja. Dan besluit hy gaan nou 'n stukkie groen vetkruid saam met hom dra of blou of wat ook al. En as hy kreatief wil wees, dan het hy daai vetkruid uit sy sak uitgehaal en daaraan geruik, en dit het hom laat dink aan sy kinderdae en dadelik hom net so kreatief laat voel, weer skepend, en daardie
ruimte beweeg van enigiets is moontlik. Jo. En dis vir my belangrik om daai verbintenis te hou met Ja. jou kinderlike kreatiwiteit. Nou Veral- ruik ek vetkruik in my kop. Ja, nee. Is interessant. Dis lekker. Ja. Ja, so lekker krap en Ja. oor die lyne, verby die lyne. Ja. So al die assosiasies wat ons daarmee het, is iets wat ons vandag steeds kan gebruik in 'n volwasse wêreld wat jy nou rekeninge het om te betaal en verantwoordelikhede, moet jy partykeer net 'n vetkruid uit jou sak uithaal of borrels gaan blaas of met jou voete in die modder gaan speel. Ja. Ja. Dis my begeerte vir myself, wat ek nie noodwendig altyd by uitkom nie, Ja. want ons is net altyd so verskriklik besig. En vir die mensdom. Eenvoud. Eenvoud. Dis ek dink 'n moeilike ding ook want nou dat ek daaraan dink, daai eenvoud kos geld. Dit Om by die kan. see uit te kom kos geld, om in die bos uit te kom kos petrol geld. Daar's nie baie mense wat dit kan doen nie. Dit voel vir ons of dit enigiemand is, maar Nee, dit is moeiliker gesê as ja, maar ek dink is moontlik. Mens moet net gaan kyk wat is jou verwagtinge van die lewe ja. en jou prioriteit. Een van my beste stil word oomblikke. Jy moet vir my jou nou ook gee. Ek was kwaad, ek was nog op skool gewees, toe ek kwaad vir die wêreld. Jy kry mos sulke oomblikke. Was jy 'n rebel? Nee, ek dink nie so nie. Ek het my oomblikke gehad. My familie sal seker sê die hele tyd. Toe klim ek die Magalies uit, want ons het naby die Magaliesberg gebly. Ons bly tegnies nou naby, maar ek bedoel ons het naby, soos 3 km weg van die berg af. En so dit was maklik, vat jou fiets, ry berg toe en dan klim jy die berg uit. En ek praat nou nie van klim by die wonderboom die trappies uit of wat ook al nie, jy klim die berg uit. En ek's alleen. Klim die berg tot heel bo en dit was in Pretoria Noord en klim tot heel bo en is hoog. Dis 'n ding. Jy kan die hele wêreld sien omtrent van daar bo af. 'n Berg is 'n lekker ding. Jy word ook vinnig kalm. Maar ek het my draagbare radio bygehad. En 'n interessante ding gebeur op die berg en ek weet nie of dit nou maar net was die radio's van daai tyd nie. Ek weet nie of dit vandag nog sal gebeur nie, is dat die vragmotorbestuurders en die ouens wat enige trok of 'n ding weet die aasvoëls wat altyd die karre kom kry as hulle botsings het. Ja. Daai ouens se kommunikasie het begin deurbloei op die radio. Regtig. Dit was nogal, ek het daar gesit vir 'n lang tyd, net geluister hoe al hierdie ouens se kommunikasie inbloei in my oorfone in. En wat het daai belewenis vir jou beteken? Want jy het gesê ek wil graag hê my kinders moet eendag dit doen en ek wil een keer saam met hulle gaan stap en dan hopelik eendag het hulle die vryheid om 'n berg op hulle eie te gaan uitklim en net te gaan alles net om uit te vind die syne buig bo op 'n berg. Maar wat het dit vir jou beteken? Waarom bly dit jou by? Wat het dit jy het gesê? Want dit is 'n groot ding, dis amper soos hierdie podcast. Dis 'n groot ding wat ek nog nooit gedoen het nie op my eie. En jy kan baie maklik seer kry op 'n berg en niemand gaan weet waar jy is nie. Niemand gaan jou daar kom soek nie. Daai is 'n oomblik en jy is bewus daarvan na bo. Daai oomblik, jy het gesê jy het gesukkel dalk met so 'n bietjie woede. Ja, ek was rustig toe ek afgekom het. Die wêreld was weer vreedsaam. Ja. Sien, daardie oomblikke het ons nodig. Ek sal nooit vergeet nie in Nieu-Seeland in een van die woude, ek kan nou nie onthou waar nie. Om tussen daai bome te wees is my baie emosionele ervaring. Die stilte in 'n woud tussen bome wat jare oud is, vul jou met 'n bewustheid van die ouderdom van hierdie planeet. En dit vul jou met 'n gevoel van gesag. En dat elke lewe hier belangrik is. Ek glo elke mens het 'n roeping. Ek glo dit is waarom ons waarde heg aan die lewe, want ons het iets hier belangrik om te doen. Maar jy is nie, die wêreld draai nie om jou nie, allermins. Jy is deel van 'n baie groter prentjie. Ja. En dit is
ervaring wat jy nie noodwendig kan verwoord nie, maar jy kan net voel. Dis amper wat ek hoor as jy daai ervaring vir my beskryf. Sê, ek kan net eintlik vir jou so ver beskryf wat dit in my geroer het, maar dit het my geroer. Ja. En ek dink die mens het nodig om meermale geroer te word op daai abstrakte wyse om bewus te word van jene. Hierdie lewe maak saak. Hierdie lewe is groot. Daar's 'n almagtige God en ek is hier en ons verstaan nie alles nie, maar ek is hier vir 'n rede en dit wat ek hier doen, het 'n impak op my, het 'n impak op ander mense en het 'n blywende impak as ek die dag nie meer hier is nie. So hierdie oomblik maak saak en mag ek nie verkoos nie. Op daai noot is die dis 'n groot wysheid. Ek dink ons gaan groet op daai ene. Jy kan nou gaan baie edit want jy het baie materiaal. Hoeveel het jy? 'n uur lank. Hoe lank wil jy hê met die gesprekke gewoonlik wees? Solank as wat hulle organies is. O. Want tyd is nie die faktor nie, jy moet jouself grond in die podcast. En dit sal nie jou laaste keer wees dat jy kom gesels O, nie. is dit? Nee. Okay, maar ek dink hierdie was lekker. Nee, wag. Kyk ek nou as Ja, nee, hierdie was ek is seker dit was so groot lekker ervaring vir jou gewees.